en ja, ek is baie geseld daarop en ek het vir hom gesê ek het nooit my boeke teruggekry nie. Hy sê hy het dit vir my teruggegee. Want nou onlangs was die iemand so af en toe kom iemand na my toe om te kom vra vir inligting. Het hy die persoon gekom en gesê haar man se ma het by sy ouers 'n plek gekry wat ook nog aan die kerk behoort. En hy is gediagnoseer met kanker en hy wil graag hierdie goedjies van hom regkry en so sy my toe kom sy wil net kyk wat is die EF-nommer, want daar's ander mense wat nou aanspraak maak, ook en wat daar bly op die inligting. Toe vind ek eers die man die waar die boeke is. So op die oomblik sit ek nog so. Maar die inligting, juffrou, is nog steeds by, daar waar juffrou dit vanaf gekry het. Dit behoort nog daar te wees. So dit was mos, juffrou het maar net gekopie mos, dit is mos juffrou afdruk gemaak. En dit sal nou wees by die South African Heritage Agency. Agentskap. Sarah. South African SAHRA. Sarah, South African Heritage Agency. Wat is die R? South African Heritage SAHRA. Oh, wat is die Sarah. SA capital letters SAHRA. South African Heritage R. Ek is nou nie so 100% waar staan die R nie, maar ek weet die laaste een is agency, agentskap. Okay. So ek sal nou weer die boeke, maar ek moet ook vir julle sê in die tussentyd. En daar's twee goed wat my baie hartseer maak, baie ongelukkig maak, is dat ek is nou, ek dink verlede jaar, het ek nou klaar gemaak. Ek was ouderling in die VGK kerk, nee, vir 4 jaar. Maar toe ek op die kerk kom, nie toe ek op die kerk kom nie, voor dit al, het ek besef dat ons kerkgebou is besig om in mekaar te tuimel. Alles is stikkend en ek sal graag wil hê as julle miskien 'n kansie kry, dat julle net gaan kyk hoe lyk ons erfenis. Dit lyk nie so in Pinelie, dit lyk nie so in Elimie, dit lyk nie so in een van hierdie ander sendingdorpies nie, maar ook in Mamerie nie. So juffrou, hierdie VGK kerk hier binne Sarah as 'n in essence 'n monument. Is dit so 'n monument en ek wil glo was hy al geregistreer as 'n monumentsgebou? Daar's bordjies op hom, maar dis onder die naam van Badisa. En ek is aan happy daaroor. Badisa? Onder Badisa, ja. En Badisa loop ons mense in en ons mense is so onkundig, hulle laat toe dat Badisa vir hulle, ek weet nie waar staan julle met Badisa nie, maar ek is happy met wat Badisa en Sarah doen nie. Juffrou, in elk geval, hulle moet eintlik die onderhoude voer. Ek moet net, ek gaan met julle los. Ek wil net juffrou maar dus close-up, maar is om nou water afneem na die plaas. Ja, ek dan net een laaste dingetjie wat ek miskien vir julle wil sê, maar praat jy maar eers. Nee, ek wil basies net vir juffrou gesê, hoekom sit ons hier so? Hoekom vra ons die dinge en hoekom sien juffrou dat ons het hierdie National Congress goeders aan en juffrou van my al julle inligting gestuur toe julle begin het. Die beste is juffrou moet dit volg op social media, op TikTok, op Facebook, op WhatsApp, op YouTube. Daar is op YouTube die Jongspan wat NCC is, hulle hierdie social media platform wat genoem word Wake Us Up in the Hood. So ons gaan vir Lana, so juffrou is nou baie tyd, juffrou is afgetree, so vir Lana gee die inligting om deur te gee en dan gaan Lana met juffrou deel die konstitusie en die branch manual. As juffrou daardeur lees,
daar hoef ek nie nou nog hier te sit en weer te verduidelik. Hoekom is hierdie baie belangrik? Baie beperk. Ek dink dat ons is hier net om te sê dat die tyd is al oorbodig waar ons breinmense geonderdruk word en agtergelos word. Ons het 'n meeting nou met die gemeenskap. Dis ons haastig maar en juffrou is baie welkom. Ek dink ons provincial secretary gaan nou wees, nie? En die MPO. Okay, en die member of parliament. So juffrou, jy sal altyd hoor die president sê in as hy praat in die parlement sal hy altyd sê vir die colored child daar buite. Hy sal sê die is jou vote wat besig is om te werk vir jou hier in parlement. Ons wil hê dat die heritage en die regmatige eienaarskap en al hierdie dinge van Saron moet op dieselfde manier. Ons wil hê dat Saron se pleit se noodkreet, juffrou se hulpkreet, daai hartklop wil ons hier moet op 'n parlementêre vlak aan die wêreld bekend gestel word. Juffrou moet kom na die vergadering toe. Ek het vir Lana beloof hy gaan kom. Maar kan ek net gou sê vinnig, toe ek nou daar kom en ons het nie 'n predikant nie. Hy is in 2017 het hy nou diens het getree op ouderdom 65. Hy wou nie gaan nie, maar want hy is meer as 30 jaar al predikant is op Saron. Maar die kort en die lang van die storie, ek het toe uitgevind, al die jare het ons onder departement plaaslike bestuur geval. Toe sê hulle vir my by Sarah, dat ons val nie meer onder departement plaaslike bestuur nie. Ons is nou onder die departement sport, kuns en kultuur. Die kultuurgedeelte. Ja, Saron is Saron. Hulle sal dit doen. Ek sien die kultuurgedeelte en na team 2 ek weet nie of ek van reg gespreek nie, maar hy was nou voor hierdie verkiesing die minister van sport, kuns en kultuur. Ja, ek weet. Toe sê hulle vir my, hy was in Junie maand toe ek kom. Want die kerk het vir my en nog 'n ouetjie die Kosan ou afgevaardig, want ons het nie 'n lijkhuis in Saron nie. Ons moet die lijkhuis gaan ondersoek en kyk of ons nie 'n lijkhuis kry nie. Die lijkbesorgers die het probleme want hulle moes die liggame hulle moes die liggame van Saron se mense, Woolsley, Malmesbury, Worcester, Ceres, al die plekke toe neem, dan Saron se mense klou nog vas aan hierdie dinge van hulle, van kultuur van hulle, van ons gaan na huisdiens sou, dan moet die liggaam geloop haal word. Grafenisondernemer moet gaan haal en huisdiens ons gehou, liggaam moet weer teruggaan, Saterdag of Sondag wanneer 'n begrafenis is, moet die lijk weer gehaal word en so. Dit is 'n grond van die lijkhuis wat ek toe by Sarah uitkom en uitvind dat ons nou nie meer onder plaaslike bestuur is nie, maar wel onder kuns en kultuur. En hulle sê toe vir my, ek kom net betyds, want November maand stem hulle gewoonlik gejaald uit. En ek dink toe by myself, daar's miljoene rande vir sport, daar's miljoene rande vir kuns, daar moet miljoene rande wees vir kultuur, en Saron val onder kultuur. Kom maak reg die geskiedenis van ons dorp. Kom maak heel die geskiedenis van ons dorp. Vat daai miljoene rande en gebruik dit om ook, julle het vir Mammary mooi gemaak, julle het vir Ele mooi gemaak, julle het al die plekke, hoekom nie vir Saron nie? En ek gaan sit toe en ek skryf 'n brief. Hulle vra toe, ek moet eers vir Saron registreer by daardie departement. So my eerste sin is, registreer vir ons by hierdie nuwe departement en dan vra, kom kyk in Saron, hoe lyk die? Want my persoonlike opinie is dat Saron is nie net die erfenis van die VGK kerkie.
Dis ons dorp se erfenis, dis ons dorp se geskiedenis. Ons dorp moet opstaan vir dit wat aan hulle behoort. Maar die kerk is net so. En nou van ons konsulente het, is hulle net so. Die konsulente het letterlik weggehard op die moment as ek hy punt op die agenda sit, want hulle wou dit hanteer nie. Ek wil amper sê, dieselfde dag, toe ek nasionale regering toe, ek kan my dit nie self doen nie, omdat ek my net 'n gewone lid op die kerkraad was. Ek moes die brief... ons moet nog na 'n plaas en dan se meeting op hier. Ja, ek wou nog net gesê het, ons gaan